jaloers bokkies. Nee man, jaloers bokkies. Nie sê jaloers bokkies. Jaloers bokkies. Okay, dan sê ek sommer jaloers bokkies ook. Maak nie saak hoe ons dit sê nie. Ons is hier om lekker saam te dans. Geniet dit saam met die jaloers bokkies. Hier sit weer met my rooi rok voor jou deur. Ek wil jou hê. Ek sal jou kry. Ek en Jawai Petersen, dis nou Talib Petersen se dogter, het mekaar ontmoet in 2013. En ons het toe saam gesing by die Burger Pops. En ek het onmiddellik van Jawai gehou, ek het gehou van haar energie en die manier waarop sy Afrikaans gepraat het. Nou vir my wat 'n Gautenger is of wat ook al 'n Transvaaler wat nou hier van Transvaal af kom, was die Kaapse Afrikaans iets ongeloofliks om te leer ken. En ek het toe vir Jawai op Twitter gekontak en vir haar gesê, Jawai, ek wil baie graag lekker Kaapse curry eet. Waar eet mens Kaapse curry? En sy het toe vir my al die lekkerste plekke gesê, Bismillah en so aan in die Bo-Kaap. En toe het ek vir Jawai gesê, maar weet jy wat, kom ons gaan drink koffie, ek dink ons moet mekaar leer ken en bietjie kyk of ons iets kan saam doen nie. En ek en Jawai het toe gesels en ons het besluit ons wil 'n brugbouprojek saam doen. Kultuurbrugbouprojek. En toe het ons die eendag ontmoet by my huis in Melkbosstrand. Jawai en haar broer Ashur het Melkbosstrand toe gekom na my huis toe en ons het toe uit gitaar saamgebring en ons het besluit ons gaan 'n bietjie jam. Ons wil net bietjie mekaar voel en kyk wat kom hiervan. En ek het toe vir Jawai en haar boetie gevra, wat ken julle wat Afrikaans is? Want jy weet, ja, wat se liedjies ken julle wat Afrikaans is? En toe begin hulle sing maar Rietjie in die water lê. En so lank daar kom Alibama en die liedjies wat nou waarmee ons nou groot geword het, waarmee ek groot geword het. Die FK liedjies. En toe sê ek vir Jawai en Ashur, maar hoe ken julle hierdie liedjies? Van daar kom Alibama en Rietjie in die water lê en maar hulle sing dit bietjie anders. Hulle sing byvoorbeeld nie blommetjie gedenk aan my. Hulle sê is blommetjie 'n ding van my. En ek sê toe maar en hulle sê nee, maar hierdie liedjies is ons liedjies. En ek sê nee, maar dis nie julle liedjies nie, dis ons liedjies. En toe kom ons agter ons deel 'n herkoms. En ons het dit nie ek het dit nie besef nie. Hulle het dit nie besef nie. En toe sê Jawai vir my, maar weet jy wat is die Alibama? Toe sê ek van ja, die Alibama is 'n groot skip wat oor die water gekom het in die Kaapstad hawe. En my ouma grootjie het met haar mooi hoed gestaan daar aan die hawe en die band het gespeel. So sy sê ja. Sy sê maar my ouma grootjie en oupa grootjie is as slawe gebring op die Alibama, Kaap toe. En toe is dit asof daar 'n klokkie lui in my kop van o my genigtig, hier is iets dieper. Toe vertel sy vir my van die slawe en die slaweskepe en hoe hulle van eintlik Boegarnodien is, want haar oupa grootjie was 'n Boegarnodien, gebring van 'n eiland af as 'n slaaf en hulle word toe Petersen, want die slawebaas se naam is Sylvanus Petersen. En toe begin sy vir my vertel van Oktober en November en January en al hierdie vanne soos Jackie January en Brandon Oktober en waar hulle vanne vandaan kom. Jy's in Oktober gekoop of jy's in daai maand gekoop en toe dink ek, oh my goodness. Hierdie is 'n storie wat ons moet vertel. Dis 'n storie wat die Transvaalse mense nie ken nie, die Gautengers nie ken nie en dit is 'n storie van ons taal. En dis 'n storie van herkoms. En toe begin ons werk aan die konsep van 'n band, 'n orkes wat die ou Afrikaanse tradisionele liedjies speel, maar ook die verhale vertel. Hoekom is daar versies wat anders klink? Hoekom sing die Kaapse mense blommetjie 'n ding van my, maar ons sing blommetjie gedenk aan my. So blommetjie 'n ding van my beteken dit was 'n kerel wat gesing het oor sy meisie, wat gesê het jy mag nie vir blommetjie vat nie, want blommetjie is 'n ding van my, sy behoort aan my. Maar ons het gedink, o, blommetjie gedenk aan my, dis twee totaal verskillende betekenisse. So het elke liedjie 'n betekenis wat en ander verse. Solank as die Rietjie in die water lê, in die water lê, in die water lê. Solank as die Rietjie in die water lê, blommetjies gedenk aan my. En toe vat ek hom aan netjie en ek soen haar op. So die Jaloersbokkie groep bestaan nou uit Jawai Petersen, wat die tweede oudste dogter is van Talib Petersen. En dan ook Ashur Petersen, wat Talib se enigste seun is. Nou, hulle het groot geword in die teater. Hulle pa het produksies soos Cutting the Kings en District 6 en al daai musiek saam met David Kramer en Fairyland en so meer het hy gekomponeer en dan het David die lirieke geskryf en baie van die musiek wat Talib gekomponeer het, sing ons dan ook op ons shows. Dit is ongelooflik om te hoor of om te beleef hoe Jawai en Ashur hulle pa word op die verhoog. Hulle veral Jawai, haar gesig as sy sing van die Stroulers wat sê
ek is ou spirits, die is Krebs my pel, ons is die landlords van die Kaapstad Hotel, jy weet, en dan sê sy, my pa en my ma en haar man, vir ewig so dronk, en my pa al 10 jaar in die tronk, jy weet, so die stories van die stroulers, van die Kaapstad Hotel mense, van die ouens wat verkoop het, jy weet, my boeta was 'n broker, so hulle het op die straat, piesankies met hom, jy weet, die stories van die Kaapse vrugteverkopers, blommeverkopers en so meer, dit was die stories wat Talib omgesit het in liedjies, en David Kramer omgesit het in liedjies, en omgesit het in klein storieetjies, en die storieetjies vertel die jaloersbokkies dan op die verhoog, dan het ons ook 'n kontrabas op die verhoog, dromme, en ons het klavier op die verhoog, met tye doen ek klavier, dan het ons band kom op partykeer so 'n bietjie, die een doen dromme en die een doen dat, baie musikale klompie by mekaar. Ashur kan enige instrument speel waarvan jy kan dink, hy kan van dromme tot viool, tot trompet, tot hy is net so sy pa. Ek lag altyd van Jawahir vertel ook gereeld as een van ons orkeslede laat is, dan sal sy sê, sy onthou het haar pa, as daar 'n ou laat is gekom en gesê, luister, dan sou Talib vir hom sê, weet jy wat, jy kan maar huis toe gaan, hoor, is klaar. Dan vat Talib maar daai instrument en dan speel hy hom, want hy sê hy sukkel nie met onprofessionele musikante nie, en dit is so, hulle pa het hulle baie, wil ek amper sê, ja, gedisiplineerd groot gemaak, jy vat dit ernstig op, jy neem dit ernstig op as jy in die musiekbedryf wil ingaan, moet jy besef, as jy nie gaan hard werk nie, en jy gedisiplineerd wees nie, gaan jy dit nie maak. Vanaand gaan ons koring sny, moenie huil nie, moenie treur nie. So, in die volgende paar maande het ons 'n paar hoogtepunte waar ons baie opgewonde is. Die een is op die 24ste September, doen ons 'n stap in die Bo-Kaap, wat die Bo-Kaapse kosse en die Bo-Kaapse kultuur bespreek gaan word, en dan gaan die jaloersbokkies ook nou Bo-Kaapse musiek maak by die geleentheid. Ons Facebook sal al die inligting hê rondom dit. Dis die moeite werd om die Bo-Kaap stap te kom doen, as jy nou nog nooit die Bo-Kaap beleef het, die koesiesters en die halfmaandjies en al daai lekker dinge wat die Bo-Kaap inhou. En dan het ons ook 'n bietjie later in September het ons die Rooi Rose Kansatee. Die jaloersbokkies is baie aktief op Facebook. So ons bladsy naam is Die Jaloersbokkies. Ons het gevind dat mense nie meer op webwerwe rondkuier nie en meer op Facebook is. So al ons besprekingsdetail is daar, en op YouTube het ons 'n hele paar musiekvideo klips wat mense kan gaan kyk, en dan ook asseblief kommentaar is baie welkom, of as jy ons wil boek by julle fees of by julle skoolfees of wat ook al, die bokkies travel graag, ons hou daarvan. My Afrikaans lyk soos 'n tapisserie met goue draadjies en persdraadjies en turquoise draadjies en roosdraadjies, allerlei kleure. Dink dit is een ding wat ek geleer het in die afgelope 13 jaar wat ek in die musiekbedryf is jy kan nooit die taal in 'n boksie sit nie. Jy kan nooit sê my Afrikaans is die regte Afrikaans nie. Dis my so mooi wanneer Jawahir met my spot of terg of Ashur en sê, Madini, jy so wit, mens kan dwars deur jou sien, jy weet, of in die Quality Street box is jy eintlik die Milky Bar en ek is die cappuccino, jy weet, Afrikaans is Waterkloof, Afrikaans is Kaapstad, Afrikaans is massief groter as wat ons ooit kan dink. En ja, dis die taal wat my hart verstaan, vinniger laat klop, opgewonde maak. As ek op die verhoog staan en ek sing daai taal, dan is dit asof my are oop skiet en iets gebeur binne in my. En ek het vandag ook in 'n onderhoud, het iemand vir my gevra, 'n radio-onderhoud, hoekom het jy hierdie passie vir die taal? En dan onthou ek ook as 'n klein dogtertjie van 4 jaar in my ouma se sitkamer gesing het, Waterblommetjies. Dit was my passie, dis nog altyd wie ek is. So ja, ek dink my Afrikaans is kleurvol, my Afrikaans is kreatief. Ek lolly met los koptolani, ek lolly met los koptolani, ek lolly met los koptolani.
one.